Baie welkom by die Perth Afrikaanse gemeente en dit is ons laaste gedeelte in hierdie reeks van 4 tydens ons Pinkster. En ek wil die Here vertrou dat vandag is natuurlik vir my die mooiste van alles, want dit is waar alles bymekaar kom en waar daar 'n soort van 'n samevatting en 'n vervulling is van alles waaroor ons gepraat het. Nou ek het elke keer vir julle gesê ek wil julle graag so 'n praktiese voorbeeld gee van dit wat ons natuurlik van die Here ontvang het, van hierdie 4 genadegawes. Ons het gekyk na Johannes 3 vers 16, die feit dat dit 'n seën is wat uitgespreek word aan die einde van elke erediens. En dan het ons ook vir mekaar gesê, mense kan dit baie maklik onthou by wyse van die kerklike jaar. Maar ek wil in hierdie laaste gedeelte fokus op die beginsel van dat dit wat ons van God ontvang, moet ons aan ander deurgee. Nou, ons het in ons gemeente hierdie embleem van 'n kruis en 'n koringaar. Daardie kruis en koringaar maak dit vir ons maklik om te onthou dat die kruis is alles wat God vir ons gedoen het en wat hy vir ons in Jesus Christus aanbied. Dit is natuurlik die liefde, die verlossing, die geloof deur die Gees en uiteindelik om met hom versoen te wees vir ewig. Maar die koringaar beteken ek en jy moet vrug dra. En vrug dra beteken ons moet dit aan 'n wêreld, met 'n wêreld deel en hulle daarmee bedien sodat hulle ook God as 'n Vader kan leer ken en verstaan hoe lief hy vir hulle het natuurlik. Nou, in die vroeë Christelike kerk het hulle daarna verwys dat hulle eensgesind en mededeelsaam is en ek dink ek het in die eerste gedeelte vir julle daarop gewys. Onthou as julle daardie 2 woorde hoor ook, eensgesind, mededeelsaam. Eensgesind is weer eens die kruis, om te dink aan alles wat ons van God ontvang het. Ons is eensgesind daarin, ons weet wat dit behels. Mededeelsaam, ons inspireer mekaar om alles wat ons van God ontvang het, met ander mense te deel, op watter wyse dit ook al by wyse van jou eie persoonlikheid en jou unieke gawes tot sy reg kom. Dit is wat ons mekaar mee gaan help. En uiteindelik vertrou ek die Here, en dis hoe ek die Bybel verstaan, is dat ons sal nie net uiteindelik dan in staat wees om mekaar te versorg op 'n geestelike wyse nie, maar ons sal ook inderdaad in staat wees om na die mense om ons uit te reik. Oupas en oumas wat hulle kleinkinders kan help, of jy wat jou vriende kan help, of jou kollegas kan help, om iets te verstaan van God se genade vir hulle. En ek het al vir julle gesê, sluit aan by hierdie 4 aspekte van genade wanneer jy met enige iemand oor die Here praat. Het hy aanvaarding nodig? Vertel vir hom dat die Here vir hom lief het. Het hy vergifnis nodig? Vertel vir hom dat God hom vergewe het. Het hy 'n behoefte uiteindelik om waardig te wees? Vertel vir hom dat die Heilige Gees vir hom kind van God maak. Het hy behoefte aan vrede? Vertel vir hom en leer vir hom dat hy in Christus versoen is met God. En dat hy daarom nie meer onvrede hoef te beleef in sy eie lewe nie, want versoening bring vrede. En dis nou juist dit wat by ons vandag by bietjie gaan stil staan, en ek gaan vir daardie doel vir ons lees uit Efesiërs 4 vanaf vers 1. Paulus sê, ek druk dit julle op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Net so 'n opmerking, luister mooi na die woorde van Paulus. Paulus sal ook praat van hierdie beginsel, ek wat van God ontvang het, ek dien daarmee ander mense. Nou sê hy vir ons dieselfde, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd, nou noem my hierdie goed, beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. So, jy het dit van God ontvang, moet dit nie terughou nie, gee dit en bied dit aan ander mense. Lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. En daai vrede is altyd deel en verwant aan die feit dat ons in God versoen is en dat ons een in hom is. Daar is net een liggaam, daar is net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God vir julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Hierdie laaste sinnetjie wil ek graag later na toe terugkom. Wat ons moet verstaan is dat die Heilige Gees, ek het reeds vir jou gesê, hy is by al 4 hierdie aspekte betrokke, maar dit is die Heilige Gees
wat ons versoen met God ook en versoen met mekaar. Dis hy wat eenheid bewerkstellig. Wat hartseer is dat hierdie einste eenheid is die grootste probleem waarmee ons as gelowiges worstel. As 'n mens gaan kyk na Paulus se geskrifte en ook van die ander apostels, dan sien ons dat dit is die krisis wat hulle die meeste moes aanspreek. Gelowiges wat mekaar byt en verskeer, wat skinder, wat mekaar agteraf is. Ek wil vandag vir jou as kind van die Here sê, dit is nie wat van God se gees kom nie. Ons moet, soos Paulus dit beskrywe, daardie dinge uiteindelik uit ons lewe uitweer. Ons moet mense wees wat dinge sê en wat dinge doen, wat mense by mekaar bring, mense laat voel en beleef dat hulle geliefd is, dat hulle een is. En dis waarom Jesus daarvoor gebid het in Johannes 17, Vader, gee dat hulle een sal wees, soos ons een is, u in my en ek in u, maar hulle ook in my en ek in hulle. En as ons kyk na wat is die uiteinde, dan is dit hierdie vrede wat daar elke keer ook genoem word, wanneer daar gepraat word van versoening en eenheid. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, is nie maar net sommer iets wat in die lug hang nie. Dit is iets wat beleef moet word. Ek wil hê jy moet deur die Heilige Gees beleef, mag die Here se Gees vir ons regtig laat beleef wat hierdie vrede beteken. Daar is vrede tussen my en God, my Vader. Hy hou niks meer teen my nie. En daarom moet ek daardie eenheid ook na ander mense uitleef. Paulus sê ons moet mense bedien met versoening. Ons moet onvrede aanspreek. Jesus het in die bergrede gesê, welgeluksalig is jy, gelukkig is jy as jy 'n vredemaker is, wat nie toelaat dat ander mense mekaar seermaak nie. Ek en jy moet self nie in daai proses betrokke wees nie, en as jy en ek daarin betrokke is, mag ons tot inkeer kom en verstaan hoe verkeerd dit is, omdat dit teen God se gees is, dit bedroef trouens die gees van God. Paulus sê in hierdie laaste sinnetjie wat ek gelees het vir julle, God wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Dis Pinkster. En dis wat Pinkster beteken. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat ons aan die einde van hierdie Pinksterreeks tot die besef kom, dit is U wat oor ons almal is, in almal van ons woon, en deur almal van ons werk. Gee dat ons mekaar as medebroers en susters sal lief hê, soos wat U ons lief het, sal vergewe soos wat U ons vergewe, in geloof sal opbou soos U dit deur U Gees doen, en dat ons versoen met U sal wees en met mekaar. Here, dit is ons gebed, nie net vir ons as Perth Afrikaanse gemeente nie, maar Here, trouens vir alle gelowiges oor die hele wêreld, vir almal wat luister na hierdie boodskap, dat ons sal verstaan ons eenheid is in U. Ons sê vir U dankie dat ons hierdie persoonlike, intieme verhouding met U kan hê in ons lewe. In Jesus naam, amen.